nie gemik om my om te krap nie, dit gaan nie ten toe van omkrap, maar dis nou nie my doel nie. My doel is nie om my om te krap nie, ek het nie gekom om my om te krap nie, ek het net gekom om die woord van God aan u te bedien, soos ek glo die Here dit aan my bedien. En soos ek vir u sê, ek is nie iemand wat die hele tyd alles gaan reg en alles. Daar was aanslag op my gesondheid, aanslag op my familie, aanslag op my kinders, aanslag op my kleinkinders, aanslag op my huwelik, aanslag van alle kante af. Aanslag by die werk, aanslag op aanslag en die grootste vraag is, hoe bly ek en jy in oorwinning? Hoe bly ek en jy in hoop? Hoe bly ek en jy in geloof? Wanneer alles en baie keer almal om jou sê, dis tyd om hoop te verloor. Dis tyd om terug te beweeg van die dinge van God af. Dis tyd om te kyk na, wat doen jou man verkeerd? Wat doen jou vrou verkeerd? Wat doen die kinders verkeerd? Wat is die? Wat gaan hier aan? Ek wil vandag vir jou sê, omdat ek jou omstandighede ken en van die mense wat hier sit so omstandighede ken, asseblief, moenie dink ek het gekom met 'n boodskap met jou in gedagte nie. Dit sal ek nooit doen nie. Die boodskap is met my in gedagte. So moenie vir jouself jammer voel nie en sê, hy pik my nie, ek doen nie. Ek is lief vir almal. Ons almal gaan deur dinge. Ek dink nie daar's een persoon wat hier sit wat vandag sê ek gaan nie deur iets nie. Daar's nie iets wat my bekommer en tog is die woord van God vir my en vir jou. Ek wil nie hê jy moet bekommerd wees nie. Ek wil nie hê jy moet vreesagtig wees nie. Ek wil hê jy moet weet ek is getrou. So die titel van my boodskap vandag is kom tot die einde van jouself. Nou dit gaan jou omkrap. Dit het my omgekrap. Die Here het my vandag al geknak. Soos min van tevore. Maar dit is belangrik. Dit is belangrik dat ek en jy besef dat dit gaan nie oor ons nie. Het gaan alles oor hom. Het gaan alles oor Jesus. Dit wat jy deurgaan, die omstandighede waarin jy is baie belangrik dat ek en jy verstaan wat besig is om te gebeur. En hoe belangrik die eie ek is, die ego ek, hoeveel waarde ons nog skenk aan wie ek is en hoe almal anders om my moet verander om my te accommodate. En ek wil vir jou sê, terwyl jy wag vir ander mense om te verander, sodat jy beter kan voel oor wie jy is, sal jy nooit wen nie. Jy kan nie beheer wat aan die buitekant gebeur nie, maar jy kan elke keer en altyd beheer wat aan die binnekant aangaan. Dit is jou keuse. Dit is jou lewe. Jy's die profeet van jou eie lewe. Maar wanneer ek begin saamstem met die omstandighede, wanneer ek begin saamstem met die druk, wanneer ek begin saamstem met die mense wat nie wil glo nie, dan is dit baie maklik om vir my om selfbewus te word. En wat doen die vyand? Sy nommer 1 doel en werk is om my te isoleer. Hy trek my weg van hulle wat die naaste aan my is. Sodra ek jou kan isoleer en jou eenkant kry, dan gaan ek jou moeg maak. Moeg maak met depressie en allerlei angs en whatever, stres. As ek vir jou vandag sê, gaan vir my asseblief buite en kry vir my botteltjie stres. Wie gaan dink ek is koekoe? Enige iemand. Julle kan met my praat, ek is nice. Vra my, ek gaan julle sê. Ek is nice. As ek vir jou sê, gaan haal vir my angs daar buite, bring vir my botteltjie angs, wie kan dit doen? So bestaan angs regtig. Bestaan vrees regtig. Bestaan stres regtig. Of is dit hoe jy daaroor dink? Ons besef nie hoe belangrik ons gedagtes is nie. Selfs met konflik. Konflik kan nie bestaan sonder jou deelname nie. Kan nie. Maar as ek my reg wil fight, as ek my wil, as ek moet wys ek is reg, dan is daar konflik. Kom tot die einde van jouself. En die persoon wat ek aanhaal vandag is iemand van my geliefde skrywers, is Paulus. En ek wil vanmiddag vir u lees Filippense 3 vanaf vers 3. Die Bybel sê dit, want ons, hy praat met die kerk, ons is die besnydenis. Hoe sê die besnydenis? Hoe weet jy? Omdat jy besny is fisies? Hy gaan vir ons sê, ons wat God in die gees dien. God is
Praat met my. God is gees. Hulle wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Dis 'n geestelike ding wat jy doen. Dis gees tot gees. Koning van my hart, ek kan dit heeldag sing, maar is hy werklik koning van jou hart? Is hy werklik die een wat regeer in jou lewe? Het jy werklik tot die einde van jouself gekom? Ek het gevind in my eie lewe, dis slegs wanneer ek aan die einde van myself kom, is dit asof God begin. Is asof hy nie homself met my wil deel nie, my belange en hoe belangrik ek is, en dan hom probeer inpas in my lewe in nie. Terwyl ek en jy die koninkryk van God probeer inpas in ons lewe in, weereens, regtig, is dit nie tyd dat jy jou lewe in die koninkryk van God inpas nie? Die prioriteit, sê hy nie vir my en vir jou dit nie? Wat sê hy van die koninkryk? Soek eers die koninkryk van God. En al die ander dinge wat jy nodig het, gaan vir jou bygevoeg word. As jy maak die prioriteit, en al die ander dinge gaan van jou uitwerk. Daar is geen moontlikheid dat ek hierdie boodskap vandag kan klaar preek nie. Sê, Maar, ons gaan nou 'n paar dingetjies uithaal vir julle, wat belangrik is. Paulus sê, ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem. In wie roem ons? In Christus Jesus. My enigste roem is die koning van my hart. My enigste roem is in Christus Jesus. En wat nie op die vlees vertrou nie. Enigiemand wat op die vlees vertrou? Ek gaan eerste wees. Enigiemand wat hierdie week wat verby is op die vlees vertrou het. Nou sê die man vir my, ek wil julle my pedigree gee. Ek wil vir julle sê hoekom ek op die vlees kan vertrou. Paulus skryf, alhoewel ek rede het om ook op te vertrou op die vlees. As iemand anders dink, enigiemand van ons dink, ons meen dat ons op die vlees kan vertrou, sê Paulus, ek nog meer. En hy gaan vir ons sê hoekom. Hy sê ek is besny op die 8ste dag. Ek is verbond gemaak met God. Uit die geslag van Israel. Hy is 'n Jood, uit die stam van Benjamin. Selfde stam waar Jesus sal uitkom. 'n Hebreër uit die Hebreërs. Wat die wet betref, 'n Fariseer. Weet jy wat kos dit om 'n Fariseer genoem te word wat die wet betref? Jy moet daai Torah ken, woord vir woord. Jy moet presies weet wat daar staan. Hy sê wat dit alles aanbetref, ek is 'n Hebreër van Hebreër, ek is 'n Fariseer bo alles. Wat ywer betref, my siel, ek is nie lui nie, my ywer wat dit betref, 'n vervolger van die gemeente. Ek het die gemeente van Jesus Christus in die tronk gesit. Ek was die een wat daar gestaan het, toe hulle Stefanus stenig, was ek die een wat sy klere vasgehou het. Ek is daai een. Het ek gedink in daai oomblik ek was verkeerd? Nee. Ek het gedink ek doen God 'n guns. Ek is besig om die ander kinders van God en Christene te vervolg, omdat hulle nie selfs as ek glo nie, hierdie nuwe weg, hierdie weg waarvan hulle praat, hierdie Jesus. Totdat ons hom ken, is ons net besig met godsdiens. Kom ons wees net eerlik, kom ons praat net oop, tot Paulus, Saulus genoem in die tyd Jesus ontmoet het, kon daar nie identiteitsverandering gewees het nie. Godsdienst kan nie jou identiteit verander nie. Nuwe skepping verander jou identiteit. Wanneer ek Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, en hy kom woon in my hart, en hy verander my so, dat sy gees saam met my gees smelt, en ek word 'n spesie wat nog nooit bestaan het nie. Ek is nie 'n verbetering op die ou nie. Prys die Here, ek is nie 'n verbetering op die ou Johan Duisel nie. Ek is splinternuut. Die Bybel sê, kyk, alles het wat? Nuut geword. Al die ou dinge het wat? Verby gegaan. Het dit in my siel? Het dit werklik? Of het ek nog gesukkel nadat ek Jesus aangeneem? Natuurlik het ek, want my siel is besig om vernuwe te word. Soos ek die woord van God toepas in my lewe. Ek was besig om verander te word deur die vernuwing van my gemoed, deur anders te dink, deur te dink wat hierdie skrif vir my sê ek is in Christus Jesus. Paulus sê vir my en vir jou, ek het die kerk vervolg.
wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Kan jy dit dink? As ek vir jou sê, vat die woord van God, hoe lewe jy volgens die woord van God vandag? En jy sê vir my, onberispelik. Presies wat daai ding sê, dis wat ek doen. Dis wat hierdie man van praat. Nou sê hy iets, wat jou kop tilt en my kop tilt. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Wie is trots op hulle kultuur? 1, 2, 3. Ons is 'n trotse volk. Ons is 'n trotse nasie. Daar's rede om te wees. Maar ek by 'n customer 'n paar weke terug. Hy sê vir my dit, hy sê, "You're the only nice South African I know." Wat gebeur? Nee, hy ken baie. Hy van hulle werk saam met hom. Dis nog die ergste is. En wat gebeur met my as 'n Suid-Afrikaner? Ewe skielik trek my ruggie so bietjie en ek staan sommer so 2 duim hoor. En nog, you know what, you to attack my culture. Jy weet jy van ons af. En ek begin nou oor dink, hoe lyk Suid-Afrikaners wat kom ons diskwalifiseer ons. Hoe lyk Suid-Afrikaners wat nie Christus ken nie? As jy hom in die straat ontmoet of jy's 'n nuweling, hoe sou jy sê kom hy voor? Julle is bang, né? Julle is so bang om iets te sê. Arrogant. Hulle dink, hulle direk. Alles wat ek en jy weet van by 'n braaivleis. Wat's die eerste ding wat die manne mekaar vra? Wat ry jy? Wat werk jy? Wat ry jy? Waarvandaan kom jy? Belang, hoekom? Betekenis? Koneksie maak, maar nou sê ek vir hulle, ek kom van Bella Vista af. Wie weet wat Bella Vista is? Julle sal nie weet Bella. Ek glo nie iemand weet. Ken jy Bella Vista? Bella Vista, by Bella Vista waar ek vandaan kom is wat noem jy dit? Low cost housing? Ja. Ja, ek het daar in die vlei gespeel en in die vlei groot geword. Nou as jy vir mense sê ek is die pastoor of die dominee, Bella Vista, nie as prins nie, maar net so. Oh, okay. Hoeso, waar kom jy vandaan, Hugo? Daar gaan ek. Want ons is nou nie meer in dieselfde klas amper nie, nee. Ek het in Australië gekom, ek het by 'n kerk begin. My vrou het opgegee. Ons het kerke gesoek waaroor ons gegaan het, die groot kerke, klein kerke. Jy soek waar die Here jou wil gebruik en waar jy jou wil inpas. En ek loop eendag by die community center en sy het opgegee. Sy het gesê, gaan soek jy, as jy vir ons 'n plek kry, laat my weet, dan kom ek. Ek sê, alright. En ons het ingeloop in die community center in Helensville. En dan dink was 5 mense. En het hom so gekyk en het gesit en die pastoor het gepraat en nie te bad nie. In die middel van die diens het die ou opgestaan, uitgeloop, uit sy hemp uitgetrek en het in die gras begin rol. Well, lyk nou ons plek, weet nou nog nie wat dit is nie. Maar in elk geval, ek gaan huis toe en ek sê vir my vrou, ek dink ek het die plek. Let's go. Okay, miskien kan die Here iets doen. En die kerk het begin groei en ek dink ons was 16 jaar saam met die gemeente. En ons het opgeëindig 150 of 200 mense. Maar een ding wat ek geleer het, ek het begin waardeer, veral die Filipinos. Hulle wat die huise skoon maak en die hotelle skoon maak en wat saam met my in die gemeente was. Hulle liefde vir God. Hulle liefde vir geen rang nie, geen maak nie so of jy 'n dokter is of whatever nie. Hulle behandel jou 100%. En ek het iets begin leer en ek het gesê, Here, my kultuur, ek het neergekyk op die mense en ek is eerlik. Ek het gedink ek is beter as hulle. Maar Jesus Christus is 'n gelykmaker.
Ons is almal familie, ons is almal een. En Paulus skryf vir my, hy sê vir my, ek het al hierdie dinge. Is soos ons, is soos 'n dokter wat universiteit toe gaan. Kan jy dokter wees sonder om universiteit toe te gaan? Nee, jy word, wel, jy kan het, so geslepte dokter Duisel. Hoe klink dit, dokter Duisel? Jy gaan leer, jy het 'n prokureur geword, wat ook al. Jy het ure spandeer, geld spandeer, alles probeer gaan spandeer om dit te word. En jy het jou plakate, né, in die huis. As hulle inloop, dan is hulle daar. As iemand inloop, maar hulle, daar's die aan universiteit van waar, universiteit van die, ja nee, ek het die en ek het daai, en weer eens vriend, luister vir my, ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar wanneer my identiteit begin identifiseer met dit wat ek gedoen het, en dit wat ek is, en dit wat ek het, en dan verloor ons alle krag. Die gemeente, die kerk vandag, wil die krag van Jesus Christus sien manifesteer. Almal wil. Ek wil nie hê, jy moet hier kan inloop en uitloop dieselfde nie. As jy hier ingeloop het en jy loop uit dieselfde, dan het ons die merk gemis. Dan hoop ek volgende keer kom ons terug en ons doen dit weer, totdat die manifestasie van God se krag in hierdie plek uitbreek, dat niemand dieselfde uitloop nie. Hoekom sal ons by mekaar kom as dit nie die doel is nie? As dit nie, hoekom is, sodat God homself kan bewys aan die mense wie hy lief het. Maar terwyl ek en jy met ons hoogmoed sit, terwyl ek en jy met al ons titels sit, terwyl ek en jy dink ek is hier en ek kom van die af en ek kom van daai af, raai wat? God deel nie sy heerlikheid met enige mens nie. En ek sê vir jy, ek het gawes gesien op mense se lewens, roepings op mense se lewens. Dan kom hulle en hulle beweeg in die gawes en jy's wow, en so, hoe lank hou hulle? Miskien 1 jaar, miskien 2 jaar, 3 jaar, en wat gebeur? Word gevang in die, word gevang in dit, alles val uit mekaar uit. Hoekom? Want daar's geen karakter nie. Alles is nog gebou op my reputasie en wie ek is in die vlees. Paulus sê juist vir my, dit maak niks saak wie jy is in die vlees nie. Hy sê vir my, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Net in case ons hom nie glo nie, sê hy vir ons in vers 8, ja waarlik, ek ag ook alles skade. Ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die Christus, sorry, uit mekaar uitgehaal vandag, ek sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here. Nie my maatjie nie, nie my vriend nie, my Here. Hy's God almagtig. Voor jy wat ook al jy van hom nodig het, hy's in staat. Maar ek en jy moet die knie kan buig. En sê Here, hy is Here Jesus. Terwille van wie ek alles prys gegee het. Net jy kan antwoord, net jy. Het jy alles prys gegee? Wees eerlik met jouself. Ek dink ek ken die antwoord. Het jy alles prys gegee? Jy wat in die storm is, ek wat in die storm is, het jy alles prys gegee? Het jy jou ego prys gegee? Het jy al gesê, ek gaan die minste wees, al is dit alles teen my, al is ek die een, almal sê ek is verkeerd, maak nie saak nie. Ek is bereid om alles prys te gee, om hierdie Jesus te verteenwoordig, dat wanneer my man my sien, wanneer my vrou my sien, wanneer my werkskollegas my sien, wanneer my vyande my sien, is daar een ding wat hulle sien Christus Jesus in my en deur my. Hulle sien nie 'n godsdiens nie, hulle sien nie iemand wat hulle bekritiseer nie, hulle sien nie iemand wat hulle oordeel nie, hulle sien nie iemand wat dink hy's beter as hulle nie, hulle sien nie iemand wat uitverkoop is aan die plan van Jesus Christus in sy lewe, en hy ken hom. Drek, wie weet wat daai woord beteken? Van ons wat lank in kerk was, ons weet wat die drek, hoe sê jy dit in Afrikaans sonder om kras te wees as kinders, né? Poepoe, né? Is poepoe 'n goeie woord? Is poepoe 'n goeie woord? Seker man, né? Dis maar naaste.
Dis waarvan hy praat. Ek ag alles wat ek prys gegee het. Dis soos poepoe, soos drek. Hoekom het jy het prys gegee, Paulus, om Christus as wins te verkry? Jy geweet, jy kan nie Christus as wins te verkry voor jy dit opgee nie. Hierdie gemengde ding wat ons doen, bietjie van my, bietjie van hom, 70% ek. Johannes die Doper sê vir ons, hy sê ek moet verminder sodat hy kan vermeerder. Ons moet dit 'n stap verder vat en sê ek moet niks wees sodat hy alles kan wees. Ek wonder as ons alles prys gegee het, is ons storm nog steeds so groot. Is ons situasie nog steeds so groot? Of is hierdie Christus as my wins meer as genoeg? Hierdie week as jy my boodskap het geluister het in die oggend, wees wat? Altyd deur bly. Come on, you kidding me? You must be joking. Hoe kan jy dit wees? Ek het alles anders prys gegee. Niks anders maak vir my saak nie. Niks anders het vir my waarde nie. My enigste waarde is hy, Christus Jesus. Om hom as wins te verkry. Ek moet 'n happy dance doen. Hoor hierdie, is hy reg? I love him and I love his word. En in hom gevind te word. En jy geweet as iemand jou soek, waar moet hulle jou vind? Waar moet jy wees? In hom, in my omstandighede. In my swaar kry, broer, as jy weet wat ek deurgaan. Ek maak nie lig nie, ek gaan self deur, man. Ek gaan deur. Kom aan die ander kant uit. Hoe lyk jy as jy aan die ander kant uitkom? Is jy beter as wat toe jy ingegaan het? Dis die enigste vraag. Is jou huwelik sterker? Is jou familie sterker? Is jou gesondheid sterker? Is jou geloof sterker? Hoe lyk jy as jy aan die ander kant uitkom? Moenie altyd probeer uit die situasie uitspring nie. Ag, as die Here maar net hierdie storm, as hy maar net hierdie kant wegvat, as hy maar net die, ons gaan nog van Paulus lees. Ons ken dit almal. Ons almal ken die skrif. 'n doring in die vlees is my gegee. 'n engel van Satan, wat my met die vuis slaan. Wanneer laas het 'n engel van Satan jou met die vuis geslaan? Dis wat die Bybel sê. Ek kan dit vir julle lees, maar sal miskien volgende keer daarby uitkom. Ek het vir die Here gevra, vat hierdie ding weg. Hoeveel keer? 3 keer. Wat het hy vir my gesê? My wat, my sweetheart? My genade is vir jou genoeg. Nee, ek veg dit, ek staan teen dit. Hoe gaan God enige karakter in jou vorm terwyl jy nie deur die storm wil gaan nie? Hoe kan jy jouself 'n oorwinnaar noem as jy niks oorwin nie? Ek maak nie lig nie, vriend. Ek verstaan die situasie waarin ons is. Ek dink ek kan nie onthou dat daar so groot aanslag op die kinders van God was soos hierdie oomblikke nie. Ek kan nie onthou nie. As dit was, prys die Here, hy het my gespaar van daai tye. Maar ek weet, ek is in die middel van hierdie oorlog. Ek is nie 'n die soldaatjie nie, daai soldaatjie nie, die soldaatjie nie. Ek is 'n soldaatjie wat moet vasbyt en deurdruk. Ek is Christus se soldaatjie. En interessant dat ons daai liedjies gesing het vandag. Ek wil in hom gevind word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie. Nee, my reputasie. Reputasie is so overrated, né? Reputasie, my reputasie. Jou reputasie het niks met jou te doen nie. Dis wat ander mense van jou sê. Jou karakter het alles met jou te doen. Raai wat gaan hulle sê? Wat hulle wil. Openbaring. Maak nie in hulle saak nie. My reputasie. Ek wil in hom gevind word. Nie met my geregtigheid wat die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is.
Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Die geregtigheid wat uit God is wat? Deur die geloof. Hoekom? Ek is bly u vra. Ons gaan antwoord. Hoekom wil ek daai geregtigheid hê wat uit die geloof is? Ek gaan nou opgewonde raak. Net so, by the way. Wees rustig, wees kalm. Hugo, my vriend, my broer. Hier is dit nou. Maak jou seatbelts vas. Hier is dit nou. Oh. Klein jongetjies. Julle wat hierdie bleskop oom luister vandag. Het die woord sy jou lewe verander. Daad wat die maatjies sê en dit wat hulle sê en die boelies sê en die sê en daai sê en die opinies van die, hierdie sal jou lewe verander. Luister wat hierdie woord sê. Ek wil in hom gevind word. My identiteit is in hom, in wat hy sê. Nie wat mense sê nie, wat mense se opinies is nie. Opinies is soos neuse, né? Almal het een en hy het gewoonlik 'n paar gate in. Nee, ons het almal maar so opinie, my opinie oor die, my opinie oor Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Hoekom, Paulus? Sodat ek hom kan ken. Sonder die geregtigheid wat uit die geloof is, raai wat? Jy kan hom nie ken nie. Die kennis van hom is uit die geregtigheid wat uit die geloof is. Ons kan huis toe gaan op daai, nee. Ek kan sê, kom ons bid, kom ons gaan huis toe, great. Maar dis nie al nie. Jy weet mos daai ads. Maar, as jy vandag bestel, kry jy nog 2 ekstra. Hier kom nog 2 ekstra. Sodat ek hom kan ken. Oh, ek gaan. En die krag van sy opstanding. Hoe groot is jou probleem? Kom nou, praat met my. Hoe groot is jou situasie? Sodat ek hom kan ken. Ek gee alles op, alles prys om Christus te kry en in hom gevind te word. My geregtigheid in geloof, sodat ek hom kan ken. Nie net hom ken nie, maar die krag van sy opstanding. Dat dieselfde krag wat hom uit die dode opgewek het, ek dink Efesiërs sê dit vir ons, daai selfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, lewe nou waar? In die binnekant van jou. Hoe groot is jou probleem nou weer? Ek maak nie lig nie, asseblief moenie my verkeerd verstaan nie, moenie hoor wat ek nie sê nie. Luister wat ek sê. Die krag van sy opstanding. Ek wonder toe die vyand Jesus gekruisig het en hy was in die graf en hy's in die doderyk en hy staan daar en hy's vas en die vyand dink dis oorwinningstyd en die Heilige Gees kom in en sê ek het gekom om hom te kom haal. Ek wonder wat het die vyand gedoen. Ek wonder wat kon hy doen. Om hom te ken en die krag van sy opstanding. Dat die duiwel en al sy demone en al wat ook al jy hulle wil noem, al die vyande, moes hulle regtig buig en stil wees, terwyl die Heilige Gees sê, ek gaan hom nou opwek. En na ek hom opgewek het, gaan ek in elke kind van hom wat hom ken, daai selfe opstandingskrag sit. Nie 'n ander opstandingskrag nie, dieselfde. Hoeveel hou het jou situasie oor jou omstandighede oor jou? Het ons werklik alles prys gegee? Die volgende gedeelte is dit wat jy die Tipp-Ex vooruithaal. Wie weet wat Tipp-Ex, nee, whiteout, nee, wat hulle hier noem, nee, whiteout your Bible. Ek kan nou nie my iPad white out, maar hierdie volgende gedeelte is die gedeelte wat ons wil wipe out. Jy wil nou nie hierdie versie nou saam met die goeie nuus van die opstandingskrag en die ken. Wil jy nou nie die laaste versie byvoeg nie, maar ons moet, nee. Ons kan nou nie die Bybel uit konteks uithaal nie, kan ons? Sê nee, ons kan nie, Johan. Nee, ons moet die hele ding lees sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde.
Hoe het hy gelei? Enigiemand, hoe het Jesus gelei? Weet jy? Wat was sy demeanor, toe hulle sy baard uittrek en hom in die gesig slaan? Het hulle teruggeslaan, het hulle geskel, toe hulle hom spoeg, toe hulle die doringkroon op sy kop sit en hulle. Nou sê vir my, ek wil hê jy moet gemeenskap hê, dat ek hom kan ken. Paulus sê nie net in die krag van sy opstanding nie, maar ook in gemeenskap met sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ek het geweet dit gaan julle bly maak. Weet jy wat? Eendag gaan ek, wat noem hulle die kinders, snapshot of nee, snapshot. Ek wil eendag hier staan. Snapshot van hom wil ek vir julle wys hoe lyk julle as ek hierdie skrifte deel. Soos dit, ja. Soos ons by 'n nuwe hoekpaal. Ek weet nou nie wat hierdie man regtig wil sê nie. Wat regtig deel lyde regtig gelykvormig tot sy dood. Jep. 100%. Dis jou voorreg om gelykvormig te word aan sy dood. Dis jou voorreg om gesny en getrim te word, sodat hy karakter in jou kan bou, sodat wanneer die volgende toets kom, of wanneer jou maatjie in daai volgende toets is, en jy's deur, dat jy haar hand kan vat, en sy hand kan vat, en sê, weet jy wat vriend, ons gaan hier deur, want die God wat in ons is, die opstandingskrag van Jesus Christus, wat nou in my is ook in jou, en daarom, ek was al hier deur, ek het hierdie pad al geloop, ja, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, al gaan ek wat? Al gaan ek wat? Al gaan ek wat? Al gaan ek deur die dal van doodskade weer. Ek sal wat? 'n paar onheil vrees, bietjie 70% onheil. Ek sal maar kyk hoe ek gaan. Ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want hy is met my. En ons gebruik jou versietjies, né? Hy sal my nooit begewe of hy nooit verlaat nie. Waar is jy, Here? Ek soek nie, waar is jy in my probleem? Waar is jy in my omstandighede? Hoekom is jy nie daar nie? Hoekom antwoord jy nie? Ek het amper gesê, gaan dood jou lelike ding, maar ek sal nie. Ek gaan klaarmaak daar vandag. Ek gaan vir 'n paar mense bid. Ons het nodig dat die Here ons help. Daai volgende week optel vir by die Afrikaanse kerk op die Gold Coast. Jy kan op YouTube staan en luister. My vraag aan u vandag. Het jy alles prys gegee? Of hou jy nog vas? God wil iets doen vir jou. Raai vir wie wag hy? Asseblief moenie vir my sê jy wag vir hom nie. Jy doen nie. Hy het alles klaar gedoen. Alles wat jy nodig het is klaar verskaf. Weet jy waar sit Jesus? Aan die regterhand van die Vader. Hoekom? Want is klaar gedoen. Weet jy waar sit jy? Aan die regterhand van die Vader in hom. Weet jy waar bly hy hier op die aarde? In jou. Het jy alles prys gegee om hom as wins te verkry en hom te ken? Ek bid baie keer wanneer mense my vra om te bid vir omstandighede, ek bid vir omstandighede, ek bid vir antwoorde, ek bid dat die Here my deurbraak sal gee en die Here doen, hy is geweldig amazing. Nou ek kan eerlik sê en ek wil nie oordryf nie, daar is miskien nie 'n dag wat verbygaan wat die Here nie wonderwerke doen. In my lewe en ander mense se lewe. Vandag het hy 'n absolute wonderwerk met my lewe gedoen vanoggend. Hy het my heeltemal verander. In 'n oomblik. In 'n oomblik. In 'n oomblik het hy my verander. Ek glo in 'n oomblik het hy my vrou verander. Vandag. Vanoggend. Waar die vyand gekom het om my huwelik te verwoes. Gister, volgens my was my huwelik verwoes. As ons gaan eerlik wees, kom ons wees eerlik. Kom ons wees oop. Ek weet waarvan ek praat. Hier is nie 'n dingetjie wat ek opmaak nie. Hier is nie 'n dingetjie wat ek nie wandel nie. Ek loop hierdie pad.
En ek weet een ding, hierdie Jesus wat ek dien, is werklik, en jy wil hom ken. Jy wil nie van hom weet nie, jy wil hom ken, en die krag van sy opstanding. En al hoe jy dit kan doen, is om aan die einde van jouself te kom, en vir hom te sê, hier is ek buig. Vat alles wat ek dink ek is. Ek wil vir u sê, die grootste wonderwerk wat jy vandag in hierdie saal kan doen, is om jou knie te buig en te sê, vat alles wat ek dink ek is. Ek ag dit as drek, ek gee dit weg, sodat ek u kan ken, en kyk wat die Here vir jou kan doen. Vriend, hierdie almagtige God wat ons dien, hy is alles, hy luister vir my, ek gee nie om wat jy deurgaan nie, ek weet, ek ken nie jou gevoelens omtrent jou omstandighede nie, maar ek weet een ding, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee, en totdat ek alles prys gee, en opgee, en my bagasie laat gaan, en my reputasie van wie sê dit, en wie sê wat vir my, laat gaan, en dit alles neerlê by die voete van Jesus, en vir hom sê, ek is bereid om alles prys te gee, om u te ken, en die krag van u opstanding in en deur my lewe, om gemeenskap te hê met u lyde, om aan die dood gelykvormig te kan word, sodat wanneer mense my sien hulle u. Hulle sien nie meer ou Johan Duisel, vol van homself, vol van trots, vol van arrogance. Hy dink hy's ek dink ek's niks. Maak jy my sak, staan saam met my. Daar's baie wat sê, ja ek is reg. Jy word bedrieg. Jy's nie reg nie. Net die feit dat jy dit sê, ek is reg, sê vir my jy's nie reg nie. En miskien het jy nog nie op die plek gekom om reg te wees nie. Maar vandag is daar uitnodiging vir die wat ernstig is oor hierdie boodskap. Vir die wat sê, ek soek die wonderwerkende krag van God. Ek soek die opstandingskrag in elke omstandighede. Ek is moeg vir die vyand wat ons moeg maak, wat ons kwaad maak, wat ons besmet, wat ons besoedel, wat ons goed steel, wat alles wat kom in se slag en te verwoes en dood te maak. Ek het genoeg gehad. Al niks van daai goed beweeg my nie. Die omstandighede beweeg my nie. My blydskap is nie in dit wat ek het nie. My blydskap is in die een wat ek ken. Hy is die een wat my identiteit vorm. Vriend, as jy hom nie vandag ken nie, as jy nie hom so ken nie, vra hom nou, in hierdie oomblik, sê, Here, ek ken U nie, ek lê my lewe neer, en ek vra U, kom weer opnuut in my lewe in. Miskien moet jy vandag weer 'n besluit vir Jesus Christus neem, en hom werklik die koning maak van jou lewe, werklik die koning van jou hart. Nie net as 'n liedjie wat ons sing nie, en ek sukkel maar aan nie, ek sukkel maar met myself en ek, en ons gaan maar aan nie, niks van dit nie, vriend. Daar is oorwinning in die naam van Jesus, daar is oorwinning in die bloed van Jesus, en die volgende boodskappe wat u my gaan hoor preek, gaan vir u dit sê, gaan vir u dit wys, dat wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Dis dan wanneer die krag van God op my lewe rus. Wanneer ek dood is tot self en lewend tot hom. As dit die gebed van die hart is vanmiddag, maak jy hart oop, sê vir hom, praat met hom. Praat u met hom, jy weet wat jy nodig het. Sê vir hom, Here, kom, help my nou, ek is vol van myself. Vader, ek bid vir elkeen wat hierdie besluit neem, dat U hulle lewe sal verander, dat hierdie die omkeerdag vir hulle lewe sal wees, dat mense sal sê, daai dag toe jy daai boodskap gepreek het ek besef, alles gaan nog oor my. En ek het begin neerlê, en God het met my begin werk, en ek het begin neerlê, en neerlê, en van daai dag het my probleme het nie weggegaan nie, maar ek het nie oor hulle bekommer nie. My stres het nie weggegaan nie, ek het net nie gestres nie. Die probleme, die omstandighede het nie verander noodwendig nie, maar het my nie meer geplan nie.
Want ek het geen reputasie nie. Ek het al daai goed as drek beskou. Al dit my leringe, al die goed wat ek geleer het by die pastore en die dominees, al die boodskappe wat ek gelees het, dis alles beteken niks totdat ek hom geken het nie, totdat ek hom ingenooi het en gesê kom in my lewe in nie. En toe hy inbeweeg, toe verander ek. Hierdie is jou oomblik van omkeer. Hierdie is jou oomblik. Jy kan hierdie dag merk in jou dagboek as jy wil. Hierdie is jou dag van omkeer. Hierdie is die dag van 'n nuwe begin vir jou in Christus Jesus. Jy sal weet dat hy is met jou. Jy sal dit nie sê in jou kop nie en hy voel ver nie. Jy sal weet. Daar is deurbraak in die naam van Jesus vir elke een wat glo in hierdie oomblik. Hierdie is 'n spesiale oomblik en tyd vir jou en moenie laat dit by jou verbygaan nie. Rek uit en gryp die kleed. Rek uit. Daai vrou moes deurdring deur die skare. Sy het vir haarself gesê, as ek net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Vandag is jou oomblik. Deur die probleme, deur die omstandighede, deur die kritisie, deur die ek is nie goed genoeg nie, deur die minderwaardigheid, deur wat hulle gaan sê, deur die opinies van mense, druk deur en raak die kleed, raak die soem van die kleed van Jesus Christus en word verander in hierdie oomblik. Nou is jou tyd. Moenie laat dit verbygaan nie. Moenie laat dit verbygaan nie. Moenie beklei wanneer die Here besig is om te snoei nie. Iemand moet dit hoor. Ek weet nie van hoeveel snoei nie. Sny blomme, plante. Ek het sulke bosse agter my yard. En ek het uitgegaan eendag, toe sê my vrou, sny daai goedjies bietjie terug. En ek het gesny. En ek het gedink, dit lyk alright, sy sê nee, sny nog. En ek het nog gesny. En toe kom my skoonma in. En dit was nou hemel op aarde. En sy sê, sny nou nog. En weet jy wat, ek het gesny, daar was een stokkie oor. Daar het so een stokkie in die grond gestaan. Daar was een stokkie. En ek het die stokkie gekyk en ek sê, well, that's the end of you. Weet jy, daai bos het groter gegroei die volgende jaar as enigiets anders. Maar dis juist wanneer hy ons snoei. Dis juist wat hy vir jou sê, ek het meer vir jou, ek is besig om jou te vorm, ek is besig om jou te maak, moenie knak onder die druk nie, staan vas in my liefde, staan vas in my getrouheid, en die wete dat ek het jou, jy gaan deurgaan, jylle gaan aan die kant uitkom, jylle gaan die son sien skyn, jylle gaan deurbraak hê, jylle gaan my goedheid ken, jylle gaan my getrouheid ken, want ek gaan jylle nie begewe nie, ek gaan jylle nie verlaat nie, kry jou oë weer terug op my, kry jou fokus terug op my, wat ook al jy op fokus is besig om te vergroot, op die oomblik kyk jy na die omstandighede, en is besig om te vergroot, kry jou oë op my, en wanneer jy op my kry, kyk hoe word die probleme en die omstandighede klein in my teenwoordigheid, want ek is in staat om te doen ver bo wat jy kan dink, of wat jy kan vra, deur die krag wat in jou werk, en daardie krag is my opstandingskrag, wat die Heilige Gees teweeggebring het, toe hy my opgewek het, en hy laat sit het aan die regterhand van die Vader, en jou saam met my daar gesit het, so daar's geen verskoning vir jou, om nie volmaak te wees nie, nie vol vreugde, nie vol blydskap nie, alles is joune, en is joune nou, my Vader het my nie teruggehou nie, maar hy het my vir jou oorgelewer, hoekom sal hy nie nou saam met my, ook vir jou alle ander dinge skenk nie, ek is vir jou, nie teen jou nie, hou op dink, ek is teen jou, ek is vir jou, sê die Here, ek is vir jou, sê die Here, ek is vir jou, sê die Here. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Amen.